Teken sê, Here, baie dankie dat U dit voorreg om vanmôre hier in die huis van die ek en U besef elke dag wat so goddelike voorreg is dit om net in sy teenwoordigheid te kan instap nie. Amen. En ek gaan nou probeer sê my beste Sondagoggend Engels en julle moet my maar verskoon as dit skeef uitkom, maar julle moet my hart verstaan. Is 'n skrywer het eendag 'n baie mooi ding gesê, toe sê hy, we are already in His presence, but what is absent is the awareness. Ons is altyd in sy teenwoordigheid, maar wat afwesig is ons bewustheid van hy is reeds hier. Ek stap vanmôre hier in 'n vroegoggend en ek sit die musiekie aan nadat ek gebid het en daar speel 'n liedjie en my skoonpa kom naderhand en ek staan net so voordat hy instap, sit ek hier en ek dink by myself en ek praat met die Here, ek sê, Here, die dag as ek by 'n plekkie moet instap and I'm not aware of your presence, dan stap ek lieweste weer uit. Dit is beter om buite te sit en om te ervaar as om in 'n kerk te sit in 'n gebou wat 'n dooie plek is waar jy hom nie ervaar nie. Ons is so gestel op, en verskoon my, ek het nou niks hier, kyk is pragtig en alles, maar ons is so gestel dat die stoele moet reg wees, die matte moet skoon wees, die projektor moet werk, die orkes moet reg wees, but where is the presence of the King of Kings? Dit gaan nie oor die stoele of oor die projektor of die musiek nie. Dit gaan oor die presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Hierdie goedjies is mooi en is pragtig en daar's niks fout nie. Luister, Salomo bou 'n huis vir God. Hy sê en hierdie huis sal groot wees en hierdie huis sal goed wees en hierdie huis sal van onskatbare waarde wees. Hoekom? Want hy sê my God is groot. Maar ek wil hê dat jy moet verstaan, ons kan al hierdie mooi dingetjies hê. Ons kan die mooiste plekke hê. But if the presence is absent, is dit 'n hol leeg gebou waar niks gebeur nie. Met ander woorde, luister kind van die Here, ons moet weer begin smaak en soekend wees to the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. En ek wil dit net gou noem, voordat ek is nie eens naby wat ek wil oor bedien. So moet loop. Ek wil weer bedigheid waar ek hom kan ervaar, waar ek hom kan beleef en waar ek veranderd gaan uitstap. Ja. Kyk, ons gaan vir hulle kwaad maak vanmôre, but that's it. Dankie, Shakie. Prys die Here, maar as jy jou Bybel het, jy gaan hom net in jou hand hou. Dit is 'n baie lang gedeelte, ek gaan net so 'n bietjie raak, maar slaan hom oop by 2 Samuel 6. Hallelujah. I'm so glad Jesus lifted me. Amen. Is jy bewus van sy teenwoordigheid? Jimmy Swaggart sing 'n mooi liedjie in 'n koortjie. Hy sê, I can still sense the presence. En dan gaan hy verder, hy sê, we are standing in His presence on holy ground. Luister gou mooi, jy kan staan waar jy staan, dis nie noodwendig altyd heilige grond nie, maar waar jy staan and His presence is present, dan is dit eers heilige grond. Kan ek dit gou vir jou sê, so met ander woorde, Jabes bid, hy sê, Here, waar ek gaan vermeerder U my grondgebied. Met ander woorde, wat sê, waar ek my voete neersit, eis ek die grondgebied op vir U. Met ander woorde, waar die gesalfde, wedergebore, geesgevulde kind van God beweeg, is dit sy grondgebied. Jy moet dit nie mis nie. Nie omdat dit ertjies is nie, nie omdat dit renier is nie, maar omdat daar iets in jou binneste is, wat groter is, wat heiliger is, en dit
teenwoordigheid. Oh, halleluja. 2 Samuel, 6de hoofstuk. En ek gaan nou net gou om tyd te bespaar. Julle weet, julle ken die verhaal van Dawid wat die ark gaan haal het om hom terug te vat Jerusalem toe. Julle ken, my skoonpa het al baie daaroor bedien, ek sal dit eintlik nooit vergeet nie, van Issa wat sy hand uitgesteek het, toe die osse gestruikel het. Dit het gelyk of die ark gaan kantel, toe wil hy goed doen. Toe keer hy. Die Bybel sê, dat Dawid het ontroerd geraak teenoor God, omdat hy 'n skeer geskeer het in Issa. Met ander woorde, Dawid het 'n tantrum gegooi. Dawid was kwaad vir die Here. En hy sê, hoe moet ek hierdie na my huis, of my stad van Jerusalem inbring, as u 'n skeer geskeer het in Issa? Luister gou mooi hierso. Nico, dankie dat julle gestaan het, maar sit net gou, want dan sê julle gaan die heel diens staan. Julle gaan julle Bybel so oop hou, want laat julle sien, ek lieg nie vir jou nie, hoor. Maar die Bybel sê, dat Dawid sê, ek kan nie die ark in die stad inbring nie, want daar's 'n skeer geskeer teenoor Issa. Met ander woorde, hy sê, vir iemand wat ek lief was, iemand wat Godvreesend was, iemand wat saam met my die Here gedien het, het u nou doodgemaak. Your presence killed him. O, jene. Nee, wacht nou. Ons het nou gesing Touching Jesus. Is all that matters. Hoor jy wat jy sing vanmorgen? Wat beteken dit as jy sê Touching Jesus? Dit beteken jy moet weet, as jy hom gaan aanraak, gaan jy moet sterf. Ja, sê. You have to die as man. En sê, Here, ek sterf as renier, maar ek staan op as 'n wedergebore kind. Not my way, not my. Nie wat ek dink nie, nie wat ek probeer bereik nie, maar u wil. Hy sê, dan raak jy my aan. Hy sê, want geen vlees sal my sien en leef nie. Met ander woorde, you must be born in spirit. Maar jy sien, dis hoekom mense weghardloop van die teenwoordigheid. Because you are not prepared to die in the flesh. Ja. Kyk, ek kan getuig van, hoor. Ek het dit al hier genoem en ek sal dit weer noem. Dit is my skoonpa, hy kan my nou maar hy stoel gooi as ek lieg. As die man gepreek het op 'n jeugkamp tent, waar daar in Botawil. Jene, ek het dit nou nie. Hy man rek 'n silverbeker uit. Dis Pinkster chaos. Toe die chaos losbars voor, toe's ek aan die kant uit. Hoekom? Because I was scared of his presence. Want as ek instap, beteken dit, I have to die. Maar ek was nie bereid om te sterf nie. Ek was eerder bereid om die vlees aan die gang te hou. Luister, ek en jy is nie op die aarde geplaas om die vlees aan die gang te hou nie. Ek en jy moet op hierdie aarde wees om die gees te voede met strome van lewende water. Halleluja. En ek hardloop, man. Ek hardloop daar in die vlaktes van die Vrystaat in. En ek hoor daar die rumoer en die geraas op die tent. Ek sal nie sê wat het ek alles gedink nie. En ek hoor die laar raak stil. Ek sê nee, dis veilig. Die ouens het nou gekom. Luister, die scary ding is, ek ken dit. Ja.
Die scary ding is, ek het geweet hoe dit werk, but I was scared. Dis al wat ek geken het. Is kerk, en ken nog 'n bietjie kerk. Maar as die teenwoordigheid kom, dan hardloop ek. Because touching Jesus means I have to die. En hy raak stil. Ertjies, jy kan in daai vlaktes van die Vrystaat te Speld oorval. Toe ek my voet in hy tent insit, vra my skoonpa of ek lieg, sal hy man hy beker in my hand sit, so wag. Ek kan nie onthou wat het gebeur nie, ek was weg. But I died that day. Maar ek het opgestaan as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Halleluja! Luister kerk van die Here, if there's no presence, there aren't any worship. As daar nie teenwoordigheid is nie, is daar geen lofprysing nie. Ek gaan nou 'n bietjie daaraan raak oor sy teenwoordigheid, maar ek wil vanmôre vir jou wat luister en vir julle wat vanmôre is my insluitend hè, jy moet ophou hardloop vir die teenwoordigheid. Ek wil vir jou vanmôre sê, moenie weghardloop nie, draai om, hardloop terug into his presence. God het iets niets vir jou in stoor. Sy gees dryf jou nie weg nie. Sy gees trek jou nader. Is dit so? Waarom hardloop jy kerk? Want daar is 'n koning in jou wat sê, die is nie vir jou nie. Daai koning se naam is die verderwer, die leenaar, die vader van al die leens. Sy naam is die Satan homself. Luister, begin ingestel word op die stem van die Here, sodat jy in sy teenwoordigheid kan hardloop. Luister, Spreuke skryf dit mooi. Hy sê die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop. Nee, kom aan, ek sê hy hardloop daarin en hy vind skuilings. Jo, ek is nou nog nie daar, maar in 'n geval. En Dawid staan en hy maak 'n fout. En ek wil hê dat jy moet sien dat hierdie fout wat Dawid maak, is baie kere die fout wat ons as kinders van die Here ook maak. Die Filistyne het die ark eers gehad. Gaan lees jou Bybel. Hulle het die ark weggevat. Ek gaan nou nie te diep daaraan praat nie. En die Filistyne het die ark by Dagon gaan neersit. Lieg ek? En toe die presence by Dagon instap, toe Dagon se stand ook nie meer sterk genoeg nie. Toe val hy om. Want jy sien, geen gees wat nie uit God uit is, of wat God bely en erken, sal kan staande bly in the presence of the king nie. En die Filistyne het die ark op 'n waantjie gaan sit. Dit is lei. Hulle wil nie die waantjie, die ark dra nie. Hulle wil hom trek of stoot om hom te vat, want hulle het geweet as hulle aan hom gaan raak. Luister. Die ark was nog nooit daar gesit of geplaas vir die Filistyne nie. Die ark was daar geplaas vir die volk van Israel. Die salwing is nie vir die Filistyn gewees nie. Die salwing is vir die kerk. Amen. Nee, kom aan man. Die salwing, die teenwoordigheid van God is vir die kerk gegee, nie vir die Filistyne nie. Met ander woorde, luister, the presence of the king kon niks vir die Filistyne beteken het nie. Dis hoekom hulle hom by Dagon gaan sit het.
Maar die teenwoordigheid van God is vir die kerk gegee. Hoekom? Because God wants to dwell in His presence with His children. Met ander woorde, God gee die teenwoordigheid vir sy kinders. En die Filistyne steel het en hulle kan niks daarmee maak nie. Die beste wat hulle kon doen, is hulle gaan sit om by hulle God, fout nommer 1. Because I will serve no foreign gods. No any other treasure, kom aan, gloei hulle nog daaraan. En hulle sit die teenwoordigheid van die huis van Israel, wat vir hulle betekenis, by die Filistyne se God, en daar val Dagon Kadum. En daar staan die ark, hy het nie eers so gemaak nie. Nee, julle moet die prentjie sien. En daar is die fout wat Dawid maak. Hy gaan volg die resep van die Filistyne. En Dawid dink hy doen goed. Hy vat 'n nuwe waantjie. Die Filistyne se wiele was nie mooi rond nie. En Dawid vat 30,000 man om dit te gaan haal. Op 'n nuwe waantjie. Want God moet die beste kry. Nee. God het nog nooit, toe hy die voorskrifte gegee het vir die ark, gesê, daai ding moet op wiele rondgestoot word nie. Hy het gesê, sit vir hom draadhoute aan. Hy moet gedra word. Wow! Luister, die salwing word nie rondgedra en rondgestoot nie. Hy word gekoester binne in jou as kind van God. Met ander woorde, jy dra die salwing. Kom aan, wat sê Korintiërs? Hy sê, weet jy nie dat jy se tempel van die Heilige Gees en dat hy in jou is nie? Halleluja! Luister, hou op. Nee, ek moet nou versigtig wees. Die salwing stoot en aanstoot en trek. Nee, jy moet die salwing kan dra. Weet julle hoekom? Het Dawid daai ark op wielietjies gaan sit? Want soms is dit swaar om die salwing te dra. Hoekom sê ek so? Want jy moet breek met sekere dinge. Jy sal moet dit omkeer maak in jou lewe. Anders te raak die salwing te swaar. En wat doen ons? Ons kan nie eintlik die Here verloor nie. Maar ek is ook nie bereid om 'n breek te maak in my lewe oor sekere dinge nie. Kom, ek sit hom eerder neer. Kyk hoe vinnig kan jy die salwing vervang. Luister, kan ek net 'n bietjie oopmaak? Luister gou mooi. Wat ek vir jou wil sê, is dat die salwing is nie daar om jou te laat sterwe nie. Ek praat nou van menslik, hoor. Nie nou van geestelike aspek nie. Die salwing is nie daar om vir jou te laat sterwe nie. Die salwing is daar om jou te oortuig. Sê hy nie, ek sal tot die Vader bid en hy sal jou 'n ander trooster stuur, naamlik wie? Om wat te doen? Te leer en te lei, maar die salwing raak te swaar om te dra, want daar wat die Heilige Gees wil ek moet gaan, is nie eintlik vir my nou nie. Ek moet nog eers 'n paar dingetjies doen. Dan sal ek die ark weer oplig. And I will carry His presence. Ek wil dit gou sê, die ark was uitsluitlik gewees om die teenwoordigheid van God te bring. So jy moet, as ek praat van die ark, praat ek van His presence. Dit gaan oor sy teenwoordigheid. En hier mis Dawid, luister, Dawid die liefling van God. Dawid was die beste worshipper.
Ek glo wat daar was in die Bybel. Hy maak 'n fout. Hy weet, ek moet hom dra. Hy sê, ek sit hom op die waantjie, 'n nuwe waantjie. Die Here sal trots wees op my. Ek sit hom op iets niets, nie op 'n second hand van die Filistyne nie. Maar Dawid vergeet, as jy uitverkoop is aan hom, you have to carry him with you. Jy trek hom nie uit nie. Jy het jouself nou beklee met Christus. Jy kan hom nie aan en uittrek soos wat jy lus het nie. Jy het hom of jy het hom nie. Of jy koester hom of jy koester hom nie. Dis so wat die teenwoordigheid van God werk. Jy moet of in die teenwoordigheid wees, of jy moet die teenwoordigheid los. Jy kan nie een voet in wees, een voet uit. Die Bybel sê, jy kan nie twee Heres dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy's of in sy teenwoordigheid, of jy's buite sy teenwoordigheid, klaar. En luister gou mooi, die Hebreëse woord vir teenwoordigheid is paniam, wat beteken dat God draai sy aangesig. Met ander woorde, as jy in sy teenwoordigheid is, draai God sy aangesig na jou toe. Wat beteken dit? Jy het God se aandag. Dis wat dit beteken. En jy sien hier is die ding, is soos wat hulle hierdie waantjie trek, was God se teenwoordigheid saam met hulle gewees. En God sê, maar dis nie hoe ek dit wou gehad het nie. Ek wou gehad het, julle moes my salwing, my teenwoordigheid dra. En hy sê, ek moet aanskou, dat ek is die God van skepper, van hemel en aarde, maar ek moet rondgestoot word. Hy sê, nee, ek moet gedra word op die houte, wat ek jou gesê het. Luister, ons kan nie die teenwoordigheid van God vat en hom hier gaan neersit nie. Dankie. Hy is nie 'n afgod nie. Hy is die skepper. Hy is die heiland. Hy is nog steeds die ene wat sit op die troon, halleluja. Hy sê, jy moet my ronddra in jou binneste, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan, wanneer jy gaan stap, wanneer jy gaan werk, en selfs wanneer jy die verkeerde gaan doen, sodat ek jou kan leer en oortuig. Is hard, nee? En hier kom Issa, op die splinternuwe waantjie, man-made. Tot die osse besef, hoe dom kan hierdie mense nie wees nie. Die osse sê, iets moet nou gebeur. Hierdie ouens mors ons tyd, hulle gaan ons in elk geval offer hiervoor. Kom aan! Kom ons struikel maar net so bietjie. En ek weet nie hoe dit was, ek dink hy het net so gemaak. En toe hy so maak, toe wil Issa die goeie doen. Maar as gevolg van Dawid se ongehoorsaamheid, sterf Issa. Ons kan nou verder gaan met dit. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Baie mense sterf geestelik as gevolg van die koning. Ja. Kom ons los dit daar. Maar hoor gou mooi. En wat gebeur? Dawid sê vir die Here, hy sê, o God, I can't take your presence into my city. Daai las is bietjie swaar vir my. Want die teenwoordigheid gaan my laat sterwe in my eie stad. Hoe gaan dit lyk? Ek sê dit nou vir my. Onthou, die Bybel gee vir ons riglyne, daar kom baie dinge gebeur. Ek dink Dawid het vir die Here gesê, Here, hoe gaan dit lyk? Ek is u worshipper. Ek is die koning wat het my gesalf as koning. Hier sterf ek in die teenwoordigheid. Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan dit lyk? Kom ons wees eerlik, hoe gaan dit lyk? Hy sê, kom ons gaan haal die teenwoordigheid, maar ek sterf in die teenwoordigheid. O, jene. Ek dink hy het gesê, Here, ek dink die volk gaan sien, daar's goedjies in my lewe wat nie reg is nie. En hier's die ding. En hierdie ek gaan nou aangaan. En hierso is die mooi ding. Dat Dawid sê, laat die teenwoordigheid wegdraai.
Hy vat 'n ompad. Reguit na Obed-Edom sy huis toe. Want die teenwoordigheid van God is bietjies te sterk en bietjies te kragtig vir my stad. Maar hoor gou mooi, kind van die Here. Dawid laat hom wegdraai na Obed-Edom toe. Jy kan gaan lees in Kronieke, praat hy van Obed-Edom bietjie uit. Obed-Edom was the gatekeeper. En hy was ook 'n musikant in die huis van die Here. Met ander woorde, hy vat, luister, die grootste worshipper van die Ou Testament, vat die ark, die teenwoordigheid weg van sy stad af, na die volgende worshipper toe. Hy vat hom na die gatekeeper toe. Hy sê, hy sê, vat hom net gou hier, so jy sien, want die teenwoordigheid was bedoel vir die volke, maar die Jode wou hom nie gehad het nie, die Grieke wou hom nie gehad het nie, maar daar was 'n worshipper wat hom graag met alles wou gehad het. En hy vat hom na 'n worshipper se huis toe. En hy laat hom wegdraai, luister gou mooi. And fear paused the journey. Vrees sit 'n pauze aan die roete. Dawid sê, wag, stop. As ons hierdie teenwoordigheid in Jerusalem invat, sterf ons. Ek dink hy het so gekyk, sê, Here, nou moet ek plan maak. En die Here sê, weet jy wat? As jy my teenwoordigheid nie wil hê nie, stuur hom na die worshipper toe, stuur hom dan maar na Obed-Edom se huis toe. Hoor gou mooi, Dawid se vrees is verstaanbaar, hoor. Kom ons wees eerlik. Maar God se plan met die ark het nie verander nie. Dawid se vrees pause the journey, maar God se plan raak in die ark het glad nie gepause of verander nie. He's still the King of Kings. Oh yes. Hy stil nog steeds teenwoordig. God se gees maak nie soos ons nie, hoor. Hy loop so. Of op. Hy sal hoor gaan, maar hy sal nooit so maak nie. Luister gou mooi. Met ander woorde, the journey paused, but the vision of God dwelling among his people remained. Vrees stop, maar God se plan om saam met sy mense te beweeg, gaan voort. As jy hom nie wil hê nie, sal hy hom gee vir die een langs jou. Nee, luister. Nee, luister. God het sy teenwoordigheid gegee vir ons, sodat hy onder ons kan kom woon. Maar ons wil hom nie hê nie, want ons moet reg wees met ons geboue. Ons moet reg wees hoe ons lyk. Ons moet reg wees hoe ons is. Luister, jy moet ophou vaskyk in die dinge en begin geanker word in die rots van die eeue. Halleluja! Maar luister gou mooi. En hier gebeur 'n ding. Obed-Edom vat die ark. En hier is die mooi ding. Die Bybel sê, Obed-Edom het hom in sy huis gesit. Wat sê hy? Hy het hom in sy huis gesit. Jy kan dit gaan lees. Dis die verskil, luister gou mooi. Wat gebeur? Hy maak nie 'n stoorplek vir God se ark nie. Hy maak plek. Nee. Hy het nie gou gebel en sê, hey, vat hy Mercedes wat olie lek uit, maak die graad skoon, ek bring iets moois nie. Ons moet hom stoor. Nee. Hy sê, ek maak plek. Ja, sê, ek wou al lankal hierdie orrel uit die pad uitgehaal het. Ek wil al lankal hierdie ou stikkende bank uit die pad uitgehaal het. Maak plek, hier moet iets hierin kom. I need his presence in my house.
En dit is die verskil, luister gou mooi, dat Obed-Edom het nie 'n stoorplek gemaak nie. Hy het 'n plek gemaak vir die ark van die Here. Met ander woorde, wat het hy gedoen? Hy het goed weggeskuiwe en gesê, hier sal God in my huis bly. Dit het tyd geword dat ons dingetjies begin wegskuiwe in ons huise en weer begin plek maak vir 'n God wat lewe. Kom aan kerke, ek sê maak plekke vir die heerlikheid van God in jou huis. Jy sien, luister gou mooi. God soek nie 'n stoorplek vir sy teenwoordigheid nie. God soek 'n hart en 'n huis wat plek maak vir hom. Gaan lees, 3 maande staan die ark in die huis van Obed-Edom. Vir 3 maande, oom Jan, is the presence by die huis van Obed-Edom en niks in die paleis nie. En die Bybel sê, jy kan het gaan lees, dat God het die huis, die hele huis van Edom geseën. Nie omdat dit Obed-Edom was in sy huis nie, because of the presence. Want in sy teenwoordigheid seën hy. In sy teenwoordigheid red hy. In sy teenwoordigheid maak hy vry. Kom aan, in sy teenwoordigheid maak hy ryk. Geestelik en vleeslik. Dis hoe dit is. Maar hoor gou wat gebeur. Dawid, ek wil dit gou vir jou noem. Ek dink, daai 3 maande was die langste maande vir 'n worshipper without the presence. Want hier staan Dawid, die digter van digters, die skrywer van skrywers. En hy sien hoe die presence maak nie vir Obed-Edom dood nie. Die presence seën hom. Hy sê, but that's what I need. Met ander woorde, die een vertaling sê, David craved for the presence. En hy sê, nee, so kan dit nie aangaan nie. Ek het nodig om terug te gaan. Ek moet gaan haal wat aan my behoort. Dis die verskil. Moenie backslide nie. Gaan terug waar jy die salwing gelos het. En hier's die ding. Dawid maak 'n besluit. Hy sê ek gaan terug na die afdraaipaai staan en ek kyk weer na die ou paai. Ek soek na die ou paai. Ek gaan terug because I need the presence in my city. En ek gaan terug en ek gaan haal die ark by die huis van Obed-Edom. En Dawid, ek glo dat hy hierdie ding met die Here uitgeklaar en God het vir hom gesê, jy moet weet, as jy my teenwoordigheid wil hê, moet jy teruggaan waar jy my gelos het, maar jy gaan my moet dra. En hy sê vir Dawid, los jou idees in die paleis en gaan haal my. Glory. En die Bybel sê hy gaan. En ek gaan haal het. Luister. Dis wat Hebreërs 12 vers 12 en 13 van sê. Hy sê rig weer die slap hande en die lam knie op. Kom aan. Kom maak reguit paaie vir julle voete so wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. En hier staan Dawid, hy sê, Here, hierdie slaphouding van my, hierdie lam knie rig ek nou op. But what I need in my city is the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Kom aan kerk, wie van julle wil geseënd wees in jou ingang en uitgang? You need to bring the presence back into your house. Kom aan, jy het nodig om hom terug te haal en om terug te bring en sit hom op die plek waar hy hoort, binne in jou hart. Maak plek. Maak plek. Hy moet inkom. En luister gou mooi. En dan gaan hy. En hy gaan na Obed-Edom toe. En hy sê, Obed-Edom, ek dink jy het nou genoeg blessings gehad. Dis my stad en my beurt nou. Saam met jou. Ek het nodig om God terug te bring waar ek hom gelos het.
Obed-Edom gaan haal nie en hy maal die stof, dastertjie af, en haal die seiltjies af, en sê, gaan haal gou die ark wat ons gestoor het nie, hy sê, gaan bring die teenwoordigheid uit my huis, en gee dit aan ons koning. Luister, die Bybel sê dat Obed-Edom en sy seuns het saamgegaan weer, terug na die stad Jerusalem toe, met die ark. Want Obed-Edom, toe hy die teenwoordigheid deelagtig geraak het, toe besef hy, I can't live without it. Waar u trek ek, waar u heen gaan ek heen, maar hier gaan ek nie bly nie, kom aan kerk. Met ander woorde, ons moet weer begin soek, waar ons die teenwoordigheid van die Here gelos het, en tot die besef kom, sonder hom kan ons nie beweeg nie, sonder hom kan ons nie loop nie, so Here, waar u gaan ek, waar u wil hê ek moet gaan. Amen. En hier is die mooi ding, en die Bybel sê, jy onthou, pastoor Dion Allers het daaroor gepreek, hy sê, hulle die ark gedra, en elke 6 tree het hy gestop, en hy het gedans, en die skadu van die ark, kom Psalm 91, hy wat skuilplek in die allerhoogste sit sal vernag, in die skadu van die Almagtige, is dit so, die teenwoordigheid is Dawid se skuilplek. Kom aan, ek wil vir jou sê, wanneer al die hel losbars in jou lewe, moet jy by die skuilplek uitkom, jy moet in die skadu van die Almagtige staan, maar jy kan nie in die Almagtige se skadu staan, as jy hom gelos het nie. Nee, en hier is die mooi ding, en ek wil het hoop, ek gaan het nou vir jou kan reg, maar hoor gou mooi, van Obed-Edom se huis, tot by die berg Sion, waar die tent van Dawid was, is ongeveer tussen 12 en 15 kilometer ver. Dink jou in, ertjies, 6 tree, dan sê die koning, stop. Ja, hier staan hy manne, met die ark. Ja, ek dink die Here het hulle krag gegee. Want die ene, kyk, ek is so haastig, ek sal vir hulle sê, manne, ek kry julle dag. Is dit so? Ons is mos haastig. En Dawid sê, nee, ek wil hierdie ding op die regte ding doen. En ek glo Dawid praat met die Here, en hy sê, Here, jammer dat die menswees ingetree het, en dat ek besluit het, die teenwoordigheid is nie eintlik nou vir my in my stad bedoel nie. Ek is jammer, hy loop 6 tree, en hy sê, ek as mens, het die invloed van die vyand gehad, maar I am here in your presence, dwelling in your presence, halleluja. En die Bybel sê, hulle het geloop, 6 tree, dan het hy gestop, dan het hy gedans in die teenwoordigheid, en hy het geoffer, hy het 'n bulkalf geoffer, en 'n vetgemaakte kalf, 2 offers elke 6 tree. Dink net gou vir jouself, hoe die krats langs die pad gelê, wat so bloedstreep was agter die ark gewees, van al daai beeste, wat geoffer was. Jene, die vlee, die Satan was ook daar. Luister, 'n bulkalf en 'n vetgemaakte kalf, met ander woorde, die vetgemaakte kalf beteken die beste van die bestes. En hy loop, luister, vir 15, ek sê 15 kilometer, onthou daai ouens was korter as ons, hulle trekkies was kleiner. So vir ons is dit 13 kilos, vir hulle is dit 15 kilos. Maar hoor, jy moet dit nie mis nie. Die gemiddelde lengte van 'n tree is 0.75 meter. Wat dit is. Met ander woorde, hulle het 15.000 meter geloop, gedeel deur 0.75 meter vir elke tree. Met ander woorde, hulle het 20.000 tree geloop, van die huis van Obed-Edom af, tot by die berg Sion, waar hy die ark neergesit het. 20.000 tree, elke 6de tree, het hy gestop en geoffer. Dit gee vir jou, met ander woorde, 3.333 keer het hy geoffer op daai journey. 3.333 keer het hy gestop en hy het geoffer. Jene,
En jy staan in die kerk en sê, Here, hoe lang gaan nog hierdie koortjie sing? Ja, dis waar. Ek onthou ons het 'n jeugkamp gedoen om Braambos. En ons sing, saam met Clemens hulle, sing ons, dis waar, ek weet, dis waar, 3 ure non-stop. Dat ek naderhand blaas op my vingers gehad het. Onthou daai naweek. En daai ouens, hulle prys en worship, luister, want Dawid is besig om die teenwoordigheid terug te bring. Luister, Dawid is so bly oor die teenwoordigheid wat hy weer kan terugkry. Hy offer alles wat hy het. Luister, dink gou vir jouself aan al daai beeste, maar al die bloed, ertjies, al die darms en bloed en goed wat 'n streep los. Soos wat Jesus met sy teenwoordigheid gestap het aan die kruis toe, het hy 'n bloedstreep gelos. En hy sê, elke 3333 keer wat hy offer, sê hy, bring vir my gou 'n bulkalwe en die vetgemaakte kalf wat ons offer. En wat beteken 3 + 3 + 3 + 3? Is 12. Divine power, rule and authority. En hy sê, ek het nodig om in sy kragtige teenwoordigheid te beweeg. Maar dis nie waar het stop nie. Hy offer 2 diere. Dis 6666. Wat beteken 6 + 6 + 6 + 6 is 24 royal priesthoote aan die koninge van die eeue. Die alleen wyse God bring ek dit. En hy dans. En hy is in die teenwoordigheid van die Here. Terwyl die bloedstreep loop agter. Dit volg dit wat die teenwoordigheid van God symboliseer. Jy kan net aanspraak maak op die salwing as jy deur die bloed kom. Kom aan kerk. Oom Janeman, 6666 beeste plus minus het hulle geoffer op daai roete. Wow, dit vat 1 lam. Dit vat 1 lam om almal vry te koop. Halleluja. Met ander woorde, luister, ek en jy loop nie net 6 tree en prys God nie. Elke tree is 'n lofsang, 'n dankbaarheid en die teenwoordigheid van die Here. Daarom sê Paulus, ek stel my liggaam as 'n heilige en 'n welgevallige offer aan die Here. Kom aan kerk, hoor jy? Jy het elke tree wat jy gee is 'n dankbaarheid in sy teenwoordigheid. Ene. Dawid raak so opgewonde vir die teenwoordigheid. Hy dans om uit sy klere uit. Bybel sê kom in die stad in. Man, ek dink, kyk, daar was alles. Die band was mobile, hoor. En Michal, Saul se dogter, staan en kyk uit die paleis sy vensters uit en sy verag Dawid. Sy sê, waar het my man nou sy kop verloor? Hy ontbloot hom voor sy slawe en slavinne. En die fout wat sy maak, sy sê vir hom, het jy jou kop verloor, Dawid? Hy sê, as dit meen ek moet myself nog meer verneder vir my God, dan sal ek dit so doen. En die Bybel sê, van daaraf het sy nooit kinders gebaar nie. Luister, hou op rondkyk en dink, daai ou se lofprysing is nou nie vir jou nie. Dit is eintlik vir jou bedoel, is net hy wil hom hê, jy wil hom nog nie hê nie. Kan ek gou vir jou 'n ding reguit sê? Kan ek gou vir jou iets reguit sê? Jy kan 'n mens se geestesgesondheid sien aan die oorgawe van sy lofprysing. As jy wil weet of dit geestelik goed gaan met iemand, kyk na sy worship. Kyk na sy lofprysing. Kyk na sy aanbidding. Kyk na sy commitment. Kyk hoe absorbeer hy die teenwoordigheid, dan sien jy hoe goed gaan dit eintlik met 'n mens. Jare terug is ek 'n klein seentjie, kleiner as Zian. Is ons op Beulah Park en kyk, daai ouens het daai tyd nie nou in die sirkus nie van die daar nie. Daai tyd toe dit nog kerk was. Toe dit die huis van die Here was. Het daai plek geskit vanweë die teenwoordigheid van die Here. En daar was 'n man gewees, ons het hom genoem Springwillie. Ja. Hy het lappies gehad, oom. Oor al die stoele voor hom so.
net om die sweet af te vee. Van die eerste koortjie af, tot die laaste een toe het Willie gespring. In die teenwoordigheid van die Here. Mense het hom vraag. Mense het gesê hy is 'n steernis. Mense het gesê kan iemand nie met hom praat nie. Die probleem is Willie se geestestoestand was op topvlak gewees. Maar hy het nie omgekeer. Hy het gesê al moet ek meer uitsinnig raak vir die Here, dan is dit so. Maar ek is hier om God te prys. Ek is hier om God te eer. Ek is hier om in sy teenwoordigheid te staan. Wat wil ek vir jou sê? Hou op rond, kyk en val in. Nee, kom aan. Die probleem is, die feit dat jy kyk wat iemand anders te doen, beteken vir my, jy is geestelik dood. Ek was hier vanmôre van plan om hier te wees, omdat Chini kom speel het, en nou Drissie speel, my skoonpa is hier in die livestream hardloop, en julle is hier nie, ek is hier, because I'm in need of his presence. Dis hoe dit is. En David, ek gaan nou sluit. En David kan haal die teenwoordigheid. Want vir 3 maande is daar 'n leemte in die lofpryser se hart en in sy paleis. En ek dink David, ek kan nie sê dit is so nie, asseblief moet my nou, ek sê David as David 'n mens soos ek was. Dink ek het hy daai amper sekie strate, die gange van die paleis elke aand deurgestap. En gesê, Here, gee my nog net een liedjie. Want nou die gediggies ook opgeraak. Die woorde van my nuwe liede het ook opgeraak. Waar is U, Here? Kom, is ons so, ek is so. En die Here praat met hom, hy sê, maar ek was nog altyd daar, jy het my net laat afdraai. Dit was nie my beplande roete nie. Jy het gekies ek moet afdraai. So ek gaan na hulle wat my graag wil hê. If you want me, come and fetch me. Ja. En die Here sê jy sal die eerste tree moet gee, ek sal die res doen. Ek dink die ouens wat die spytste daai dag was die ouens wat gesê het ek sal die ark dra. Maar hy gee aan die vermoeides weer nuwe krag. Ek dink op 'n stadium wat daar die salwingsdraers daai ark gedra het God hom vir 'n oomblik gelig en gesê haal net so 'n bietjie asem. Maar op die grond sit julle my nie neer nie. Op 'n waantjie gaan julle my nie rondstoot nie. Ek is met jou. Hy sê my seun sal voor jou uittrek. Hy sê die blessings gaan voor jou uittrek. Die seëninge gaan jou vooruit. Dis wat die Bybel skryf, hoor. En Jesaja, dis wat hy sê, maar luister gou mooi. En David loop in daai gange van die paleis. En ek dink hy het gaan sit op sy troon. En gesê, if I can just sense your presence one more time. En ek dink daar David geskryf het, toe sê hy, Here, U kan alles van my wegneem, maar net nie U gees nie. Amen. En David kon nie wag om die manne by mekaar te kry en sê, ek gaan terug to fetch his presence. Want jy sien, hier is die ding, David het besef, dat in die teenwoordigheid het ek 'n lied geskryf. In die teenwoordigheid het ek 'n gediggie geskryf. Hoor jy? Jy kan nie net 'n lied skryf omdat die lied op jou hart gekom het nie. Iemand moet met jou praat. Is dit so? David het geweet dat in sy teenwoordigheid het ek geskryf, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o Heer. Hy het geweet, in die teenwoordigheid van die Here het ek geskrywe, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. In die teenwoordigheid het hy geskrywe, search me, O God, and know my heart today. In sy teenwoordigheid het hy geskrywe, ek sal die Here loof, ja, altyd prys. Sy lof sal altyd in my mond wees, Psalm 34, en David sit en hy bedink wat hy verloor het. En hy sê, ek moet teruggaan, want ek wil die Here loof.
Ja, altyd prys, want dis die ding. Sonder die teenwoordigheid kan niks gebeur nie. Nee, hoor gemooi. Sonder die teenwoordigheid, kom ek vat jou gou deur dit. As dit nie vir die teenwoordigheid was nie, sou Adam en Eva nie geopenbaar geword het van hulle sonde nie. As dit nie vir die teenwoordigheid was nie, sou geen profeet geprofeteer het nie. As dit nie vir die teenwoordigheid was nie, sou Johannes nie op die pad toe hy die boek Openbaring geskryf het, soos 'n dooi neergeval het nie. As dit nie vir die teenwoordigheid was nie, was Paulus nie gered nie. As dit nie vir die teenwoordigheid was nie, was daar ook nie 'n kruisdood nie. As dit nie vir die teenwoordigheid was nie, sou die graf nie oopgeruk het geword nie. It's all about his presence. En hy sê, Here, ek het nodig om die salwing terug te bring. En hy het geweet dat wanneer hy die teenwoordigheid terugbring in die stad, God will show up. Dinge skuif in plek. Lewens gaan verander. Holiness is revealed en krag word vrygestel. Kom aan. So met ander woorde, luister gou kind van die Here. As jy geseënd wil wees, kry God se teenwoordigheid terug in jou huis. Kom aan. Kom ons praat eerlik met mekaar. Baie van ons het net 'n stoorplek geword, maar verder niks nie. Ek kan nie van julle praat nie, ek kan van myself praat. Die Bybel skryf in Matteus, hy sê man, julle is soos gewitte grafte, vol doodsbeendere. Wat beteken hy vir jou? Hy sê jy, Openbaring skryf het eintlik so mooi, hy sê jy het 'n naam, jy lewe, maar jy is eintlik dood. Jy exist maar net. Want hoekom jy stoor net? Nee, kom aan. Ons is nie 'n stoorplek nie. Ons is iemand wat moet plek maak vir hom om te kan inkom. Kan ek vir jou sê hoekom baie dinge in ons lewens skeefloop? Is because we without the presence. Hoekom loop dinge in my huis skeef? Want ons is sonder die teenwoordigheid. Hoekom stap ek elke keer in 'n geveg uit? Ag, jy luister hierdie ou en sê ag die Here gee ons die grootste gevegte vir die sterkte. Wat sê vir die sterkste vegtertjies, nê? Nee man, kom aan. Jy het die presence verloor. Jy het al so ver weggedwaal, jy besef nie eers dat jy loop al op jou eie batteriekrag nie. Maar jy gaan op 'n punt kom wat jy besef, dit wat ek gehaat het, het ek daar gelos. En die Here sê vanmôre vir jou, staan op, rig die slap hande en die lamp neer weer op en maak die ou baie weer reguit. Kom aan kerke, hy sê gaan terug waar jy my gelos het en kry my teenwoordigheid net weer by jou. Met ander woorde, ons almal het dan nou gesê, I want to be blessed. Wil jy geseënd wees? Kom aan, wie wil geseënd wees? Wow, nie net som op spring hand op sê, dit gaan 'n prys kos. Jy gaan dit moet dra. Tydig en ontydig. Gepas of ongepas. Luister, I want to be blessed. Yes. Hoekom? Because daar's 'n koortjie wat sê without him, yes, I can do nothing. Without him, I'd surely fail. Without him, I would be drifting like a ship without a sail. Is dit jy? Sonder hom is ons rigtingloos. Sonder hom dwaal ons soos wildsbokke in die wildernis, maar kry die kompas weer terug. And I can sense his presence. Hoekom? Because he has never failed me. Kom aan kerk, wil jy geseënd wees? Dankie, ons gaan hulle groet op die livestream. As jy geseënd wil wees, staan op en sê, Here, ek